Welkom terug by Evertalk, die potgooi waar ons gesels oor die dinge wat saak maak vir ons kinders en ons gesinne. Ek is Janine. En ek is Chrisaan. Vandag het ons 'n baie spesiale gas, Elisma van Milligan van VDM Oogkundiges by ons. En ons gaan gesels oor iets wat baie ouers nie eens op hulle radar het nie. Hoe jou kind se oë direk kan beïnvloed hoe hulle leer, lees en voel in die skool. Elisma, baie welkom. Vertel ons eers net kortliks, wie is jy en wat doen jy? Baie dankie, dit is my 'n groot voorreg om vandag met julle te kan gesels. Ek is die eienaar van VDM Oogkundiges en ons praktykgroep se fokus is op kwaliteit oogsorg vir die hele gesin. Elisma, ons begin met die groot vraag wat elke ouer dink. Hulle ken die antwoord op, my kind kan sien, hy lees op die bord. Maar jy sê dit is nie so eenvoudig nie, hoekom nie? Janine, jy is heeltemal reg. Gemaklike visie bestaan uit baie meer as net hoe goed ons kan sien. Ons kan hier onderskeid tref tussen sig en visie. Sig is hoe helder ons sien en dit word bepaal deur die oog se vorm en gesondheid. As daar 'n probleem met die sig is, korrigeer ons dit met 'n bril of kontaklense. Visie is 'n neurologiese proses en dit is hoe die brein die visuele inligting organiseer en interpreteer. Dit sluit in oogbewegings, hoe die twee oë saamwerk, dieptepersepsie, hand-oog-koördinasie, visuele geheue ensovoorts. 'n Visuele probleem kan gekorrigeer word met 'n bril of kontaklense, visuele terapie of beide. Dit is dus moontlik vir 'n leerder om perfekte duidelike sig te hê, maar nie sin te kan maak van wat hy of sy sien nie. So Elisma, what you're saying is a child can come to you and maybe pass the eye test, as they say, but maybe they still will have a problem. Presies, 'n visuele siftingstoets of 'n basiese oogtoets by 'n oogkundige gee vir ons 'n opsomming van die sig en die gesondheid van die oog. Maar 'n pediatriese oogtoets is 'n meer omvattende ondersoek en sluit 'n in-diepte ondersoek in van die oogspierstelsel, binokulariteit en visuele persepsie. 'n Pediatriese oogtoets word ook soms verwys na as 'n gedragstoets of in Engels 'n behavioral eye test. Hoekom is dit belangrik in die klaskamer? Wat is die verband met akademie? 'n Leerder met 'n oneffektiewe visuele stelsel moet baie hard werk om by te hou in die klaskamer. Die ekstra inspanning dreineer die breinenergiestore vinniger en dit is energie wat gebruik kon word vir byvoorbeeld konsentrasie of begrip of om nuwe konsepte te verstaan. Die leerder raak dan vinniger moeg en verloor makliker konsentrasie in die klas, wat kan lei tot kriewelrigheid of ontwrigting van die klas. Visuele inspanning kan ook hoofpyne en naarheid veroorsaak. So ek en Janine sê altyd ons begin by die fisiese aspekte van 'n kind. So ek dink in hierdie geval, Elisma, wat jy nou beskryf het, sien ons baie keer in die skool ook dat kindertjies ons dink soms as 'n konsentrasieprobleem en dan sit ook hulle oogies wat net geplaar. So something funny out of my own life I would like to tell you about today is recently I took my own 2 children for an eye test. And then the optometrist said to me, so when last did you have your eyes tested? And I said, no, not recently. So she said to me, okay, let's sit down and we do yours as well. So the irony in all of that was I got glasses and not my children. So my next question would be for us as parents, what should we look out for? Ek dink nie net in die klas nie, nie net wat ons van juffrou hoor nie, but what we see at home, is there something that you can give us advice on? Ja, Chrisaan, ek groepeer simptome in 3 verskillende kategorieë. Eerstens die fisiese tekens of die body language van visie. 'n Kind met 'n oneffektiewe visuele stelsel sal sy of haar oë baie vryf of hard knip. Die oë kan rooi en geswel lyk. Daar kan ook klagtes wees van oogongemak, soos brand of krap, en soms sal 'n kind een oog toeknyp of toehou met die hand. Hulle kan ook hulle kop draai of tilt na die een skouer. Klagtes van hoofpyn is natuurlik baie algemeen, veral na nabytaakies soos lees. Tweedens kyk ons ook na die tekens in die kind se skoolwerk. Leerders met oneffektiewe visie kan gereeld hul plek verloor terwyl hulle lees of woorde of lyntjies oorslaan. Hulle sal ook staat maak op hul vinger of 'n liniaal om hul plek te hou. Nog tekens om vooruit te kyk is letteromkerings, swak spasiering in skryfwerk, onakkurate afskryf van die bord en onvermoë om werk klaar te kry, soos byvoorbeeld 'n begripstoets. En laastens kyk ons na die tekens in die kind se gedrag. Tekens sluit in swak konsentrasie tydens visuele take soos lees en frustrasie met skoolwerk. Kinders met ongemaklike visie kan ook baie lomp voorkom of sukkel met balsport. Hulle kan ook lui voorkom of naby werkies soos lees en huiswerk probeer vermy. Ek sê altyd om uit te kyk vir die avoidance tactics. As jou kind altyd 'n verskoning het om huiswerk te doen, is daar 'n rede daarvoor. En ons almal ken natuurlik daardie verskonings. Dan is die kind dors, dan is hulle potlood stom, dan het hulle net nog 'n storie wat hulle gou moet vertel voordat hulle met huiswerk kan begin.
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat kinders dikwels normaliseer wat hulle sien, omdat hulle dink almal sien so. Meeste kinders sal nooit kla oor hulle visie nie, hulle weet nie beter nie. Ons maak dus baie staat op die tekens in hul gedrag en skoolwerk. En wat van die kind wat sê hy of sy sien dubbeld of die woorde beweeg of swem, is dit normaal? Beslis nie, dit is definitief 'n rooi vlag simptoom. Woorde wat nie stil staan nie, is gewoonlik 'n teken van 'n oogspier of 'n binokulêre uitval. Binokulariteit verwys na die twee oë se vermoë om goed saam te werk. Sjoe, dis maar dis 'n mondvol wat jy met ons deel, maar ek dink hierdie inligting is super belangrik vir ons ouers. En ek stel regtig voor ouers as jou kind baie lanklaas vir 'n oogtoets was om definitief by Elisma hulle te gaan kuier. Hulle is baie kundig en hulle verstaan hoe skole werk en so ek dink werklik ouers moet bietjie gaan kers opsteek by julle. Ek dink so, Chrison, want ek dink baie keer dan dink ons dit is 'n arbeidsterapie probleem en baie keer kan dit net reggestel word deur 'n oogtoets of met oefeningkies daar. Ja. Goed, dan kom ons by 'n groot een, disleksie, en ek dink veral in die media lees mense baie oor disleksie en in die koerant en tydskrifte en ons baie ouerskapsartikels daaroor. Maar is disleksie ook 'n oogprobleem? Nee, disleksie is nie 'n oogprobleem nie. Disleksie is 'n neurologiese toestand waarin die brein sukkel om letters en klanke te integreer. Maar die simptome van visuele probleme en disleksie is baie dieselfde. Dis is 'n volledige pediatriese oogtoets altyd nodig voor 'n disleksiediagnose gemaak kan word. Kom ek verduidelik dit so. Veronderstel die leerder lees doek in plaas van boek. Die simptoom is dus die klankomruiling, D in plaas van B. Dit kan wees dat die visie blurry is en as gevolg van 'n sigprobleem lyk die B nou soos 'n D. Of dit kan 'n oogspieruitval wees en dat die oë die letter oorgeslaan het en die brein dit eenvoudig net ingevoel het. Of dit kan wees dat die oë nie gemaklik saamwerk nie en dat die letter dubbel was. Dit sal dan alles visuele uitvalle wees. Maar dit kan ook wees dat die letter B korrek gesien was, maar die brein kon nie vinnig genoeg die B-simbool met die B-klankie verbind nie. En dit kan dan dui op 'n neurologiese uitval wat 'n teken van disleksie kan wees. So Elisma, 'n kind kan disleksie hê en 'n visuele probleem. Definitief. Studies het bewys dat 25 tot 50% van leerders met disleksie ook uitvalle in binokulariteit en oogspierbeheer het. Vir interessantheid is daar ook 'n korrelasie van 40% tussen ADHD en visuele probleme. En tot 40% van kinders met ADHD het disleksie. So daar's dus 'n baie betekenisvolle oorvleeling tussen ADHD, disleksie en visuele probleme. Wanneer ons met 'n leerder werk, maak ons baie staat op die terugvoer van die onderwyser en die leerderondersteuningsspan en ook die terapeute betrokke. 'n Spanbenadering is baie belangrik om holisties na die leerder se vermoëns om te sien. So Elisma, I would like to know, when must a parent make an appointment with you? What age is maybe too young, and is there maybe a too young age or too old age? Sjukrizon, daar's definitief nie iets soos te jonk nie. Hoe vroeër 'n visuele probleem geïdentifiseer word, hoe meer effektief is die intervensie. Ek beveel 3 noodsaaklike oogtoets aan. Eerstens met geboorte, die pediater sal seker maak dat die oog gesond is. Dan op ouderdom 3 jaar is 'n oogtoets nodig om seker te maak dat die binokulêre stelsel akkuraat ontwikkel. En dan 'n graad R, as deel van skoolgereedheid, beveel ons ook 'n volledige pediatriese toets aan. By VDM oogkundiges toets ons van baba af en ek sê altyd vertrou daardie mamma instink. As jy bekommerd is voel oor jou kind se visie, moenie huiwer om 'n afspraak te maak nie. Ja, ons hoor dit oor en oor hoe belangrik daai early intervention is. So as 'n ouer iets vermoed, wat iets is nie reg nie, wat is die eerste stap? Sê nou maar die onderwyser het dit dalk nou nie vir hulle gesê nie en hulle tel nou ietsie self op. Wat is die eerste stap? Vir alle oogvisieprobleme is die eerste stap altyd die oogkundige. Selfs al is dit net 'n rooi of seer oog, die oogkundige sal ondersoek en verwys na 'n oogdokter as dit nodig is. Maak ook seker dat die oogkundige 'n pediatriese oogkundige is. Sodoende weet jy dat die oogkundige die regte toerusting sal hê en dat jou kind 'n gemakliker ondervinding sal hê. Vra vir 'n gedragstoets om seker te maak dat die visuele stelsel volledig ondersoek word. By VDM oogkundiges doen ons 'n gedragstoets vir elke leerder se eerste ondersoek by ons. Dit is belangrik dat die ouers saam na die afspraak gaan, aangesien die oogkundige baie vrae sal hê oor die ontwikkelingsgeskiedenis en ook vorige intervensies soos byvoorbeeld arbeidsterapie. Neem ook enige toepaslike verslae of verwysingsbriewe saam na die ondersoek, byvoorbeeld notas van die juffrou of die leerderondersteuner of verslae van terapeute, en neem ook 'n lysie van jou kind se medikasie saam na die afspraak. En as jy bekommerd is dat jou kind nie gemaklik gaan wees tydens die ondersoek nie, noem dit vir die ontvangsdame wanneer jy die afspraak maak. Ons sien byvoorbeeld baie kinders met selektiewe mutisme of skeidingsangs of dalk is hulle net baie kriebelrig. Hierdie inligting maak dit vir die oogkundige en die praktyk moontlik om voor te berei vir jou kind se toets.
So ons bespreek ons maar baie sensitiewe inligting tydens die ondersoek en klein meisies het groot ore. So ek hou daarvan om die kind in die wagkamer te laat wag terwyl ek die geskiedenis met die ouer bespreek. Elisma, I really like that you're doing such a comprehensive testing with children and take every other influence that might have been there into account when you do your testing. So I really like the way you operate and how you work. Ek is ook Dankie. mal oor dit wat jy sê van oor die selektiewe mutisme en goeie soos daai. Mens kan as jy op sosiale media gaan, is daar kort 'n vraag van 'n mamma. Wat se tandarts beveel julle aan vir my kind wat op die spektrum is of so. So dit is so lekker om te weet dat VDM die mense vir daai of 'n goeie verwysing is vir daardie Ons mense. kindertjies. Ja, ons het 'n baie groot neurodiverse pasiëntbasis. Dit is natuurlik waarop ons spesialiseer. So enigiemand is welkom by ons. Elisma, laaste vraag. As daar een ding is wat jy vir elke ouer wat vandag luister wil sê, wat sou dit wees? Moenie wag vir jou kind om te kla nie. As jy vermoed dat jou kind 'n visuele probleem het, vertrou jou instink en maak 'n afspraak. Vreeslik baie dankie Elisma van VDM oogkundiges. En onthou ouers, ek sê altyd jy ken jou kind die beste. As jou instink sê iets is nie reg nie, luister daarna. Tot volgende keer op Evertalk. Totsiens.